Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels en natuurlik dank Skade Genade vir die ondersteuning. So terloops, ek het die voorbeelde nie werklike gevalle gesien waar hulle boere se versekeringspremies dramaties verlaag gekry het sonder om risiko te verhoog deur nie dit reg te bestuur. So praat asseblief met hulle. In hierdie jaar gaan elke sent tel. Die midsomerdroogte duur voort, hoë temperature, min reënval. Daar het wel kolle en strepe in die Karoo voorgekom, in die Karoo en die aangrensende gebiede het heel wat reën gehad, waarvoor ons baie dankbaar is. Maar die vraag in die somergraanoeste is daar skade nie? Die vraag is, hoe groot is die skade? En ek wil nie voorbarig wees nie, maar ons sit tans op 'n mespunt hier in die groot graanproduksiegebiede. En dan natuurlik die ou storie, pack and close, kommunikasie is gebrekkig, daar's 'n stilstand, daar gebeur nie veel nie, en finansiële verliese neem toe, en veral waar boere nou nie hulle beeste kan bemark nie, en lyk my nou nog ook gaan sukkel met swak oeste. Maar ek verstaan, daar is abattoirs wat nie aan voerkralle gekoppel is nie, waar die beeslagtempo dramaties toegeneem het. Baie boere probeer nou vooruitslag, en hulle slag ongelukkig teeldiere uit, om geld in te kry, want lyk my die siening is, dis nie of nie, maar wanneer gaan jou plaas onder kwarantyne geplaas word. Natuurlik, soos ons al gesê het, baie boere rapporteer dit nie as gevolg van die finansiële verliese. Dit is ook voor die hand liggend dat die vrektes wat aan die gang is, die teelseisoene beïnvloed. So ek dink nogal hier kom 'n ontwrigting in die aanbod van slagaanbod. Vorentoe, en ons sal moet sien hoe dit gaan uitspeel, maar ek sal nie verbaas wees as daar 'n bietjie van tekort op 'n stadium ontstaan nie. En dit geld natuurlik ook vir melkproduksie, waar melkboere baie groot probleme het. Nou die rand-dollar spring rond, maar hy neig om onder die R16 te verhandel. Daar is selfs ontleeders wat sê hierdie tendens gaan nie verander nie, oppas vir R15. Nou daar is in The Economist publiseer jaarliks wat hulle noem 'n sogenaamde Big Mac Index. Nou die teorie agter dit is dat as die Big Mac burgers se pryse tussen verskillende lande vergelyk, dan behoort die wisselkoersverskille of ruilkoerse dit terug te bring na dieselfde, min of meer vergelykbare prys. Nou in die geval is die Amerikaanse Big Mac burger die basis, en dan werk hulle daarvan af nou terug. Nou die koers van die lank is daar volgens is die rand 45% onderwaardeer, en hulle sê dit impliseer eintlik die rand behoort R9 te kos. Nou ja, ons kan baie skepties wees, maar daar is ook toenemend berigte dat die kredietgradering van Suid-Afrika in die volgende jaar gaan verhoog word. Daar is goeie vooruitsigte skynbaar vir die begroting wat oor 'n week of 2 voorgelê gaan word. So natuurlik, baie boere gaan werk in Amerika, hulle kry heelwat dollars, wat land terugbring in rande, maar hulle sê vir my, dis duur daarso. Jy moet suinig te werk gaan as jy wil geld terugbring. Intussen het die olieprys kerp begin styg, $70 'n vat. Julle sal onthou nie lank terug nie, ons gepraat van $60 'n vat, as gevolg van spanning tussen die VSA en Iran wat aan die oplaai is. Gelukkig die sterker rand gee so 'n bietjie van 'n briek. In die grafiek hiermee saam sal julle kan sien, die rand het oor die laaste jaar met omtrent 15% versterk. So dit gee rem effek, maar ek is bevrees in Maart maand gaan ons dalk 'n prysverhoging sien. Nou, intussen het die minister van Handel en Nywerheid en Mededinging aangekondig. Hy het in beginsel 'n ooreenkoms met China bereik dat SA landbouprodukte en ander produkte tariefvry na China kan uitvoer. Dit sal nou veral as hoë waarde landbouprodukte bevoordeel en vrugte. So natuurlik, dit is nou alternatiewe markte vir die VSA wat ontgin word. En in die VSA is daar nog steeds die 30% tarief, al is ons onderhewig aan AGOA. So dryf ons maar as gevolg van Amerikaanse handelsbeleid in die Chinese se hande. Daar is ook intussen berig, ons landbouuitvoere was laas jaar 'n nuwe rekord, het 10% gestyg in dollarterme, en is op die oomblik in die orde van R250 miljard laas jaar. In die 4de kwartaal het 'n groot styging getoon laas jaar, en 'n groot deel van ons uitvoere gaan na Afrika lande toe. Daar is sekere ontleeders wat sê amper 50% gaan na Afrika lande toe. Die NPO het ook onlangs berig dat 'n groot deel van hulle suiwel of die grootste koper van suiwelprodukte uitvoere is Saudi-Arabië. So ons skuif al hoe meer na die Midde-Ooste se Arabiese lande en Afrika. Dan is dit anders vir die mense wat hou van sjokolade. Oor die laaste jaar het kakaopryse met 50% gedaal. En voor dit het dit baie skerp gestyg.
Verbruikers en verkopers of kopers het natuurlik wegbeweeg soos die mark maar werk. As 'n produk te duur raak, dan begin hulle na alternatiewe kyk. So die berig is dat Ghana in die voorkeur sit met groot hoeveelhede onverkoopte voorraad kakao. So in die volgende rukkie behoort sjokolade heelwat goedkoper te word. So dit gaan ons daarom 'n bietjie van 'n troos gee. Nou is daar ook heelwat gerugte dat in China, of nie gerugte, nie feite, die Chinese het op hulle kommoditeitsbeurs die margedeposito's op futures van goud en silwer verdubbel laasweek. Dis hoekom die prys van goud so skerp gedaal het, want spekulante moes hulle posisies ontruim. Intussen het die goudprys weer teruggewip na bo die R5,000 of $5,000 'n ons. So ja, intussen kom ons hou duim vas en ons glo dit gaan reën. Kom ons vat 'n breek, dan gesels ons oor die markte. Is jy dalk in 'n posisie waar jy verlede jare rekordoes gehad het, maar met vanjaar se oes lyk die prentjie alreeds heel anders? Praat dan betyds met jou skadegenade agent. Ons kan jou moontlik voorstel aan 'n produk wat jou finansiële risiko kan verminder. Onthou, 'n boer maak 'n plan en jou planne moet net nooit opraak nie. Skadegenade is 'n finansiële diensteverskaffer met lisensie nommer 51779. Welkom terug luisteraars, en ons gaan voort om oor die markte te gesels. Stabiel raak, dit het die laaste paar dae opgespring. Dis natuurlik 'n weermark waarin ons is en die mark verhandel die weer en die feit dat daar redelik skade verwag word. En ook in die agterkant het die FSA Departement van Landbou eergister hulle vraag en aanbodramings bekend gemaak. Die mielie wêreldvoorraad so effe laer geraam en die FSA voorraad is ook effe verlaag. So dit sit 'n bietjie Chicago pryse en ek dink as ons pryse gaan begin kop optel, dan kan dit nogal help vir ons boere wat wel 'n oes het. Witmielies het uit sy band uit beweeg, hy is limite op wat hy Woensdag verhandel het en naby die R3,700 'n ton en ek dink daar's tog redelik stygpotensiaal as dit nie redelik goed en wyd reën nie. Geelmieliepryse het ook begin styg, bietjie minder as witmielies want die oostelike geelmieliedele lyk beter, alhoewel daar ook boere is wat praat van 'n 50% oes. So hy het gestyg hier na 3,500 met ook stygpotensiaal. Ons is nou in 'n weermark en julle moet ons verwag dat pryse baie onstabiel gaan wees, maar ek vermoed ons gaan opwaarts neig. Dan die sojabone, die wêreldvoorraad is weer groter gemaak deur die FSA Departement van Landbou wat negatief is vir dollarpryse en sommer so terloop. Brasilië se sojaboonoes effe groter geraam op 180 miljoen ton. So pryse bietjie hoër, so 6% op. China het ook begin bietjie aankoop of hulle praat daaroor. Chinese hier by ons het die SAFEX-prys ook begin styg en na R7,000 'n ton natuurlik ook gedryf deur die skade wat die droogte en hitte veroorsaak. Sonneblompryse dieselfde storie, maar die skrywe hiervan amper op pad na R10,000 'n ton weer. So daar is boere wat sê hulle verwag hulle gaan einde Februarie begin stroop. So ja, die mark verhandel op weer feite. Ons praat altyd van weer gerugte, maar hierdie is feite, daar is oeskades. Dan koring, wêreldvoorraad het min verander. Die Amerikaners se voorraad is groter, so die dollarpryse beweeg sywaarts. Maar interessant genoeg, China het begin om koring van Argentinië te koop. Julle sal onthou dat China omtrent al sy sojabone by Brasilië koop, wat natuurlik meneer Trump ontevrede gemaak het. Tans by ons is koring nog steeds sywaarts, 5,800, 5,900, ten spyte van 'n R851 'n ton invoertarief, wat volgens die formule ergens moet verlaag. Nou as hulle die tarief gaan verlaag, dan weet ek nie waar gaan SAFEX daal nie. Nou Graan SA net om weer te herhaal het gesê om koringproduksie in die Wes-Kaap lewensvatbaar te maak, moet die hele invoertariefformule hersien word en die meganisme. Die vervoer diferensiaal, die ou vyand, moet heeltemal verander. Rekord invoere in strooptyd moet gestop word, dit is onnodig. Daar is baie lande wat in hulle oestyd 'n pot plaas, 'n perk plaas op invoere. Na dit, Namibië is byvoorbeeld na die binnelandse koring gebruik is, kan jy begin invoer. So daar's baie ontevredenheid dat die markmeganisme nie goed werk nie en dat stygende insetkoste boere uit die mark uithaal. Aardappelpryse bietjie hoër, so bo kan die R60 op 10 kg, goeie voorsiening, lyk my die vloede het nie 'n groot invloed gehad nie. En dan natuurlik die enstowwe, ons wag nog vir die Argentynse enstowwe, intussen het hulle berig dat die sogenaamde 12,000 dosisse van onderste poort gebruik gaan word om kommunale beeste in die Wes-Kaap eerste in te ent.
Tussen klas A, B se pryse beweeg sywaarts en dan sit 63-66 kg eintlik 'n bietjie laer. Speenkalvers ook so 'n bietjie onder die R40 'n kilogram, hier rondom 38-39. Ek moet sê ek is baie bly dat die mark onder hierdie onsekere omstandighede stabiel bly. Klas A, B ook effens verbeter, het 64 tot R64. Klas C effe laer hier by R55-56 'n kilogram. Lamvleispryse ook so 'n bietjie gesak, die hoogste hier by 102 en klas C het dan ook effens verander hier na 76 tot 80. Dan net melkbore met suiwel, regtig hulle ly geweldige skade as mense syfers sien en ek vermoed ons gaan melktekorte sien nie baie ver in die afsienbare toekoms nie. Saam hiermee het wolpryse het redelik herstel, nog steeds besig om te herstel ten spyte van die sterker rand. En die aanwyser, die RWS aanwyser R238 'n kilogram. Hier is onthou 'n jaar of 2-3 terug. Het ons gepraat van R160 'n kilogram en ons het gepraat van R60 op 'n lam per kilogram. So die winsgewendheid het redelik verander. 18 mikron wol RWS gesertifiseer R261 'n kilogram. Varkvleis bly sterk, ook aan R40-41 'n kilogram en ek vermoed dit het te doen dat mense regtig bevooroordeeld raak met al die foto's oor bek en klouseer, die probleme met beesvleis en dat hulle markandeel gaan by ons gaan wen. Tradisioneel eerste deel van die jaar sak varkvleispryse, maar lyk my dit gebeur nie. Nou bevrore hoendervleis baie stabiel op R35 'n kilogram. En dan natuurlik vars hoender by R40 'n kilogram en ek vermoed hulle gaan ook voordeel kry uit die hele debakel in die beesbedryf. Groete van Johan Willemse en ons glo en ons hoop julle kry almal regtig baie goeie reën. Groete tot volgende week.